Ja, die gedagte vanaand is om te praat oor selfbeskikking met die tema om ideaal na 'n werklikheid te neem. En dis nie 'n swaar akademiese toespraak of 'n voorlegging nie. Ek probeer dit so eenvoudig en prakties as moontlik te maak. Dis ook vir my interessant. Ek het my skripsie op selfbeskikking gedoen in my finale jaar skripsie met my regstudies. En hierdie reg het wesentlik in die afgelope 20 jaar verder ontwikkel, en dit is ook nie meer heeltemal soos dit was nie. Dit wys vir ons mense moet op datum wees. So Orania is 'n gemeenskap gevorm rondom die ideaal van selfbeskikking. 'n Alternatiewe maar hartroerende beskrywing is vryheid. Orania is nie 'n gemeenskap gestig en gebou om staties in die politieke te wees nie. Daarmee word bedoel dat Orania nie bloot bestaan om 'n groepie mense eenkant te isoleer van die werklikhede waarbinne ons bestaan nie, maar om juis gegeewe die werklikhede te streef en te bou na selfbeskikking. Hierdie gesprek vanaand gaan primêr oor die wesenlike kernvereistes soos dit in die internasionale reg gevind kan word, rakende die reg op selfbeskikking en om dit prakties te vestig. Dit word verder verweef binne die politieke, regs- en ekonomiese omgewing waarin ons as Afrikaners en Oraniërs leef en werk. Die fokus is dus nie primêr op die politiese, die teologiese en die filosofiese redes vir selfbeskikking nie, alhoewel dit ook 'n belangrike aandag of aspek is wat aandag verdien. Ten aansien daarvan wil ek wel met die volgende volstaan. Vir die rede oor hoekom ons vry wil wees, hoekom ons die strewe na selfbeskikking uitleef, leen ek graag 'n raakvat beskrywing deur Dr. Wikus Buys, om as verloste volksgemeenskap die besluite tot vrye aanbidding te maak en plekmatig uit te voer. Diegene wat die oogmerk van selfbeskikking reg verstaan, sal dan ook verwys na vryheid tot en nie vryheid van nie. As jou bedoeling hierin reg is jou strewe tot selfbeskikking primêr nie gebou op vryheid van misdaad of ander rasse, swak ekonomiese omstandighede en dies meer nie, maar vryheid tot die voorreg om besluite tot vrye aanbidding as volksgemeenskap te maak en uit te voer. Uit voormelde beteken dit om selfbeskikking suksesvol deur te voer vereis nie 'n ingesteldheid van vlug van iets nie, maar 'n ingesteldheid van bou tot iets. Nou alhoewel dit na 'n nuance verskil mag lyk, manifesteer hierdie ingesteldheid op duidelike en wesenlike verskille in verskillende wyse binne ons volk. Professor Koos Malan beskryf selfbeskikking vanuit 'n regsoogpunt soos volg. Selfbeskikking impliseer die reg van 'n gemeenskap om, en dit is deur sy verteenwoordigers, en rakende aangeleenthede wat die gemeenskap se belange raak, wetgewende besluite te neem en dit af te dwing. Dit impliseer noodwendig die een of ander vorm van selfregering, wat in staatsregtelike sin noodwendig veral wetgewende en uitvoerende bevoegdhede omvat. Die boodskap vanaand: indien ons ernstig is oor selfbeskikking, moet ons bereid wees om die praktiese vereistes en stappe daartoe soos dit in die internasionale reg gevind word, eerlik en doelgerig deur te voer. Indien ons nie selfbeskikking as strewe binne die geldende reg uitbou nie, is ons eenvoudig nie met selfbeskikking besig nie. Ek gaan nie in hierdie gesprek deurlopend na 'n magdom bronne verwys nie, maar ek het 'n bronnelys wat beskikbaar is. Soos ek gesê het, dit was vir my interessant toe ek nou weer navorsing doen oor hoeveel die regskonsep intussen verder ontwikkel het. En is ook vir my persoonlik belangrik, want dit is nie altyd lekker om die gegewe feite te meld of te bespreek nie, maar dan moet ek myself terugverwys na hierdie bronne toe, daar's nog een, en myself daaraan herinner dat die emosie en die fantasie geen verskil gaan in gegewe feite gaan maak nie. En daar's nou nog 'n bladsy. Dis maar net, ek moet net noem, ek het nie al die wetgewing en hofsaake ook daarin verwys nie, maar dit verskyn hier in die skyfies. Goed, om ons oogmerk van die deurvoer van die vereistes vir selfbeskikking op 'n eerlike wyse prakties te illustreer, kan die volgende gestel word. Die basiese bestanddele nodig om 'n koek te bak is koekmeel, botter, melk, eiers, suiker en bakpoeier. Wel, vir hierdie voorbeeld. Wat egter gebeur, is dat daar persone is wat passievol glo dat daar nie eiers in die koekbeslag moet wees nie, maar wel boeliebeef. As jy op daardie punt besig is om eiers vir die beslag gereed te kry, is hy woedend vir jou en hy slinger skeldname in jou rigting, aangesien jy nie wil toegee dat boeliebeef die eiers moet vervang nie. Nou met selfbeskikking is dit dieselfde.
daar is sekere wesenlike vereistes waaraan ons moet voldoen om van ons ideaal 'n werklikheid te maak. Maar dan kry jy ongelukkig volksgenote wat woedend reageer as jy aan daardie gegeewe feitelike vereistes probeer voldoen. Volgens hulle is dit onaanvaarbaar dat jy met sekere eie instellings of planne of ontwikkeling of beleid besig is. Die realiteit is dat die regsbeginsels op selfbeskikking 'n gegeewe feit is. Orania het nie hierdie regsbeginsels uitgedink nie, maar moet binne daardie raamwerk funksioneer. Om die gegeewe feite te ignoreer en in 'n verhaal van selfuitgedinkte regsvereistes te funksioneer, sou lekker wees. Maar jy is bloot besig om jouself tydelik te flous totdat die werklikheid van mislukking op jou neerdal. In hierdie gesprek gaan ons oorsigtelik na daardie regsvereistes wat nodig is om by die uitoefening van die reg op selfbeskikking te voldoen kyk. Om dit doen, gaan ek na die volgende onderwerpe kyk en dit behandel. Die werklikheid waarvan ons moet kennis neem, die ingesteldhede wat ons terughou, maar ook die een wat ons benodig, die ontwikkeling van die reg op selfbeskikking en ook hoe dit vandag daarvan uitsien, en dan die regsvereistes vir selfbeskikking en prakties op Orania van toepassing. En dan kortliks die wyse waarop die staat selfbeskikking kan teenwerk en daarna sal ons afsluit. Ek wil nou reeds toegee, en dit is belangrik, dat die reg op selfbeskikking ingewikkeld is en dat akademiese navorsing daaroor omvattend is. Vanuit die mees relevante regsdokumente in die internasionale reg, samevattende studies van akademici en toepaslike internasionale hofuitsprake, is dit wel moontlik om sekere regsbeginsels samevattend te lys. Ieder en elk daarvan omvat 'n in-diepte studie van sy eie, maar die kernbeginsels is wel noodsaaklik en moontlik om van kennis te neem. Die ideaal van selfbeskikking staan in gevaar dat ons die ideaal op sigself skei van die realiteit. Vir 'n ideaal om suksesvol te wees, is dit nodig dat dit vanuit die realiteit en met 'n verrekening van die realiteit gebou word. Anders bly drome bloot drome en word nie later self weer die werklikheid nie. En hierdie benadering onderskei Orania se bou en ontwikkel na selfbeskikking van diegene wat lukraak op vergaderings en samekomste en veral sosiale media in vage teorieë ideale uitspreek. Orania voer selfbeskikking prakties deur en filosofeer nie bloot oor die idee nie. Die werklikheid is dat Afrikaners die politieke mag oor 'n beduidende grondgebied reeds meer as 3 dekades gelede verloor het. En 'n groot deel van die skuld daarvoor lê by die foute wat ons as Afrikaners gemaak het. As ons eerlik moet wees oor hierdie verlies aan politieke mag, moet ons erken en besef dat ons op nasionale vlak algehele politieke mag verloor het. Die demografiese werklikheid hou in dat hierdie gegewe werklikheid of feit ook so binne die bestaande bedeling sal voortduur. Afrikaners is inderwaarheid uitgelewer aan die wil en die tirannie van die meerderheid met slegs 'n dun laagie en heel moontlik tydelike regsbeskerming wat stelselmatig weggekalwe word. Orania se strategie word berekend gegeewe hierdie realiteit waarmee Afrikaners te maak het in werking gestel. Orania vestig en bou 'n gemeenskap wat die werklikhede van die dag verreken. Dit is hierdie realistiese benadering wat die ideaal van selfbeskikking soveel te meer nader aan die werklikheid bring. Hierdie realistiese benadering is ook een van die redes waarom Orania na meer as 3 dekades steeds suksesvol voortbestaan en ontwikkel, waar 'n veelvoud ander pogings onder Afrikaners ongelukkig nie suksesvol was nie. Maar hier moet vir eers 'n kort opmerking oor die konsep strategie gestel word. En dit is 'n woord wat redelik maklik en oordrewe gebruik kan word. 'n Strategie bestaan egter in sy eenvoud uit 3 belangrike komponente. Ten eerste, absolute eerlikheid oor die werklikheid, die uitdaging. Eerlikheid op 'n vlak waar jy bereid moet wees dat dit mag seermaak. Ten tweede, en waar jy 'n eerlike ontleding oor die uitdaging gemaak het, volg die plan. Ten derde moet die plan uitgevoer word. Heelwat mense glo dat 'n blote plan dan ook sommer 'n strategie sal wees. Hulle mis egter daardie eerste komponent, naamlik 'n omvattende, eerlike ontleding van die werklikheid. As ons dus vir ons volk en spesifiek Orania 'n strategie na selfbeskikking wil deurvoer, is dit gewoon sinneloos waar ons nie in die eerste plek 'n eerlike waardering van ons werklikheid maak nie. Deel van daardie vereiste eerlikheid is om ten diepste eerlik te wees oor die regskonsep genaamd selfbeskikking. Al maak dit soms seer. Ons kan nie ons op selfbeskikking as ideaal beroep waar ons oneerlik met die werklike vereistes en voorwaardes daarvan omgaan nie. Anders is ons oneerlik en bloot besig om mekaar te flous en aan ons nageslag 'n groot onreg aan te doen.
wat tot kommer strek, is dat daar sommige Oraniërs is wat nie realisties met die werklikheid rakende selfbesikking omgaan nie. En ek dink nie dis kwaadwillig nie. Dis eerder dat ons nie genoeg met mekaar oor die praktiese en wesenlike vereistes vir selfbesikking gesels nie. As ons egter bewus is wat die realiteit van die vereistes van selfbesikking is, maar dan willens en wetens teen hierdie werklikheid optree, is ons eintlik dan wel oneerlik. En dit mag ons nie wees nie. Die doel is dan ook dat ons by die punt moet kom waar ons reguit vir mekaar moet sê, dat sekere verwagtinge, sekere eise en onnodige onderlinge konflik eenvoudig nie met die aanspraak op selfbesikking strook nie. Elke Oranier het onderneming daartoe gegee dat hy of sy homself tot die ideaal van selfbesikking verbind. Indien 'n persoon wel wetend wat die voorvereistes vir selfbesikking is, ander teenstrydige eise stel, is daardie persoon dan inderdaad nie eerlik met homself en die gemeenskap nie. Hy probeer boeliebeef in ons resep inmeng. Daar is egter 'n paar ingesteldhede by bykans ons almal teenwoordig en wat mag inhou dat ons met 'n vooropgestelde, maar verkeerde vertrekpunt na die regsvereistes vir selfbeskikking kyk. Ons moet ook hieroor eerlik wees, want sodanige ingesteldhede is rem op ons pad na selfbeskikking. Hierdie ingesteldhede is ook nie tot Oranje beperk nie, maar kan ook onder Afrikaners en Hebreë gevind word. Ons gaan net na 'n paar kyk, maar daar's meer. Eerstens die ontkenning van die werklikheid. En ten tweede, alles of niks. Kom ek verduidelik, hierdie ingesteldheid verdien 'n paar opmerkings. Soos later hierin sal blyk, 'n selfbeskikking, vryheid, is nie 'n oomblik nie. Dit is 'n proses. Die reg op selfbeskikking het wesentlik ontwikkel, die ander forme en vereistes aangeneem, as wat skaars 100 jaar gelede die geval was. Om selfbeskikking te bereik, is soos om elke graad op skool deur te soeg. Daar bestaan nie onder vreedsame omstandighede 'n pad van selfbeskikking, waar 'n volk by graad 0 staan, en skielik die volgende oomblik graad 12, dis nou matriek, suksesvol slaag nie. In Oranje het ons reeds baie bereik, deur stapsgewys op 'n wettige en volhoubare wyse die pad van selfbeskikking te stry. Dit beteken dat ons as voorbeeld reeds in graad 4 mag wees, en dit gaan wilskrag vereis om te vorder na graad 5. Dit is suksesse waarop ons met dankbaarheid trots moet wees. Maar tog sal jy diegene vind wat hierdie logiese pad van selfbeskikking kritiseer en die stelling maak dat indien ons nie onmiddellik graad 12 afhandel nie, is ons gewoon nie met selfbeskikking besig nie. Dit is egter 'n misplaaste beskouing van wat die reg op selfbeskikking werklik beteken, en dit strook nie met die praktyk nie. Volgende is ons verlang terug na apartheid, en ons misbruik die woord selfbeskikking vir hierdie hinkering. Dit is 'n ingesteldheid waar die begrip selfbeskikking gebruik en misbruik word om isolasie van die werklikheid te bevorder. Die versigtiging dat ons 'n eiland afgesny van realiteit moet wees en ook so moet bly. Dit is egter eenvoudig dan nie korrek om van selfbeskikking te praat nie. Sodanige ingesteldheid beteken dat diegene wat dit nastreef eerlik moet wees, dat hulle nie vryheid nastreef nie, maar eerder 'n klein en geïsoleerde dorpie. En terloops, dit sal bloot tydelik ook so wees. En dan ook, daar waar ons dink ons kan selfbeskikking uit ons eie kragte alleen bereik. Daar is vanuit hierdie ingesteldhede 'n ongenaamde, maar gegewe verdere feit waarvan ons moet kennis neem. 'n Groot deel van ons mense, Afrikaners die wêreld oor, wil nie eintlik vry wees nie. Daar loop 'n sterk selfsugtige individualisme deur ons volk, waar kortstondige eie geregtige belange swaarder weeg as die gemeenskaplike. Daar is 'n verknogtheid aan Suid-Afrika, en jy sien daardie Suid-Afrikanisme sterk na vore tree, ook hier in Oranje. Om hierdie ingesteldheid aan te spreek, vereis eweneens 'n eerlike ontleding en strategiese antwoord. Om ons volk sover te kry om in te koop op die mees basiese stappe van selfbeskikking, benodig onder andere 'n effektiewe kommunikasiestrategie. Dit is om die antwoorde wat Oranje bied sodanig te verpak en oor te dra dat ons volk die sin daarvan insien, dat daar nie logika daarin steek om in graad 0 te bly sit nie, maar dat ons dit kan waag om na graad 1 te beweeg. Goed, hier vir mekaar kan ons nou sê, ons kan dit reguit stel, ons ideaal moet wees om in die matriek van selfbeskikking te slaag. Maar ons sal 'n beduidende deel van ons volk met ons moet saamneem. Daarvoor moet Oranje ons kommunikasie en ideaal sodanig slim verpak, dat dit meer verteerbaar vir Afrikaners is. Daar is nog een woord oor ons ingesteldheid wat gespreek moet word, en dit is nie die ingesteldhede wat ons terughou nie, maar een wat ons benodig.
Wat vereis word vir 'n oop gemoed en 'n ware wil om selfbeskikking vir ons volk te bereik, is die besef dat Orania nie aan ons behoort nie, maar aan ons nageslag. Vryheid vereis 'n opoffering in ons tyd om die voordeel daarvan vir ons nageslag te bewerkstellig. Dit kan ook nie anders nie. Die woorde ideaal en strewe spreek van 'n verwagting in die toekoms waaraan ons vandag werk en bou. Indien Orania egter oor die eie ek gaan, is ons bereid om besluite te neem wat teen die beginsels van selfbeskikking ingaan. Sodanige besluite bied aan ons hoogstens kortstondig 'n quasi-gevoel van vryheid of veiligheid, maar dit berokken aan die ideaal van selfbeskikking op die langer duur wesenlike skade. Ons kyk nou na 'n kort historiese oorsig. Die reg op selfbeskikking was voor die 1900s was dit eintlik 'n politieke strewe, maar dit was nie 'n algemeen erkende reg nie. Die draaipunt waar begin is om selfbeskikking as 'n reg te beskou was toe die FSA president Woodrow Wilson in sy 1918 toespraak waarin hy sy 14 punte vir vrede na afloop van die Eerste Wêreldoorlog uiteengeset het, spesifiek selfbeskikking as 'n beginsel bevorder het. Die toepassing daarvan was egter selektief en dit was meestal ten aansien van westerse state terwyl gekoloniseerde streke geïgnoreer is. Die Volkebond, is gevorm na die Eerste Wêreldoorlog, het nie formeel selfbeskikking as 'n reg erken nie, maar die Tweede Wêreldoorlog het 'n omvattende invloed op die ontwikkeling van die internasionale reg gehad. Die omvang van menseverlies met gepaardgaande oorlogsmisdade het daartoe gelei dat die internasionale staatery meer duidelike maatreëls en verbintenisse tot volhoubare vrede daargestel het. Die Verenigde Nasies het die Volkebond vervang en erken hierdie organisasie se handves van 1945 selfbeskikking as 'n regsbeginsel. Artikel 1, subartikel 2 daarvan stel dat daar respek vir die beginsel van gelyke regte en selfbeskikking van volke moet wees. Die ontwikkeling van selfbeskikking as internasionaal erkende reg het voortaan as regsbeginsel sterk ontwikkeling getoon. Dis veral hierdie dekolonisasiebeweging van die 1950s tot die 1970s wat onder hierdie regverklaring tuisgebring is en dit het 'n groot invloed op die latere interpretasie van die reg op selfbeskikking gehad. Die VN-deklarasie oor die toekenning van onafhanklikheid aan koloniale lande en volke, dis in 1960, die reg van alle koloniale volke op selfbeskikking en onafhanklikheid gevestig, welke deklarasie op selfbeskikking in die breë toegepas word. Verdere internasionale verdrae in die 1960s wat relevant is, daar kom ek noem 2, is die internasionale verdrag oor burgerlike en politieke regte en die ander een is internasionale verdrag oor ekonomiese, sosiale en kulturele regte en is interessant, beide van hulle is artikel 1 daarvan het dieselfde bewoording. Alle volke het die reg op selfbeskikking. Op grond van daardie reg bepaal hulle vrylik hul politieke status en streef hul vrylik na hul ekonomiese, sosiale en kulturele ontwikkeling. Die moderne voorkoms van die reg op selfbeskikking is egter nie met regsekerheid gevul nie en staan bekend as 'n kontroversiële reg. Dit is omrede hierdie reg in balans gebring moet word met ander gevestigde en inderdaad sterk regte. Ten aansien van die moderne voorkoms van selfbeskikking moet kortliks veral 2 aspekte uitgewys word. Ons kan baie lank praat, maar ons moet dit opsom, naamlik die regsbeginsel wat bekend staan as iuti possidetis en die onderskeid wat getref word tussen interne en eksterne selfbeskikking. Die regsbeginsel van iuti possidetis slaan ag op die territoriale integriteit van 'n staat. Nou oorspronklike regsbeginsel in die Romeinse reg het hierdie beginsel ontwikkel om te beteken dat territoriale grense ten tye van onafhanklikheid as die amptelike grense van 'n nuwe staat behoue bly, selfs al is daardie grense tydens koloniale bewind gevestig en die grense nie etniese, kulturele of historiese verdelings weerspieël nie. Die rede hiervoor is dat konflik oor die grense van nuwe state meestal dan uitgesluit word. Dit pas ook die hoofrolspelers in die internasionale reg, naamlik state, aangesien hulle hierdie regsbeginsel meestal effektief as verweer teen enige aanspraak op territoriale of dan eksterne selfbeskikking kan opper. Dat hulle dit ook doen is inderdaad so, aangesien die meeste aansprake op eksterne selfbeskikking met enkele uitsonderings na deur die toepassing van die beginsel van iuti possidetis gesmoor word. In Afrika, gegee sy koloniale agtergrond, is hierdie regsbeginsel baie sterk gevestig. Einste die VN-deklarasie oor die toekenning van onafhanklikheid aan koloniale lande en volke, soos ek reeds na verwys het, kwalifiseer die reg op selfbeskikking met die volgende voorwaarde. Any attempt aimed at a partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of a country is incompatible with the purposes and principles of the Charter of the United Nations. Dus, afstigting word eintlik verbied. Die gevolg van hierdie regsbeginsel
gee egter aanleiding tot die voorkoms van absurde toestande waaronder volke, veral in voormalige koloniale gebiede, tussen verskeie state versprei is of saam met 'n veelvoud ander state weer in een staat saamgebondel is. Afrika op sigself is onderwerp aan grense, soos meestal arbitrair deur westerse moondhede op onder andere die Berlynse Konferensie van 1884 ooreengekom, met stukke van Afrika wat in Europa onder die deelnemende moondhede soos smarties onder 'n klomp maatjies uitgedeel is, sonder inspraak van Afrikaanse mense. Hierteenoor het die grense van byvoorbeeld Europa oor eeue heen meer natuurlik, organies rondom volke ontwikkel. Kyk hier as voorbeeld die kaart van Suid-Afrika in sy korresponderende grootte oor Europa geplaas. Suid-Afrika oor Europa geplaas strek oor of gedeeltelik oor, wel soos hy daar verskyn, Frankryk, België, Nederland, Duitsland, Pole, Rusland, Kaliningrad gedeelte, Litouwe, Slowakye, Hongarye, Slovenië, die Kroate, Italië, Oostenryk, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Tsjechië en Switserland. En boonop is daar 'n veelvoud autonome gebiede binne daardie state. Onder normale omstandighede sou die magtomvolke binne Suid-Afrika verskillende state daargestel het. Maar Suid-Afrika is 'n kunsmatig saamgestelde staat, massief in grootte, wat die veelvoud van volke binne sy grense ontken. Dit is eintlik onvolhoubaar. Nou, kyk hier na Luxemburg as ons hom bo Oranje plaas. Dis net om 'n idee te gee van 'n staat, erkende staat in grootte. Hier is België, dis ook in 'n mate 'n kunsmatige staat wat die Vlaamse volk insluit, maar hier kyk ons na 'n meer realistiese grootte. Of kom ons neem Switserland. Switserland kan eerder as voorbeeld gebruik word. Dit is 'n wêreldbekende staat waarvan die grense insluit Douglas, Prieska, Bridgetown, die Boedorp van De Aar en Oranje as hoofstad in die middel. En kyk, dis 'n groot staat in Europa, 'n erkende staat. Net vir interessantheid, Liechtenstein. Het lyk vir my daai strategie van dorp na stad na streek is ons alreeds meer suksesvol as wat Liechtenstein kon bereik. Nou, die gegeewe feit is egter dat eksterne selfbeskikking, waar dit inhou dat nuwe grense getrek moet word, slegs in hoogs uitsonderlike omstandighede toegestaan word. Dit gebeur waar ernstige menseregte vergrype of onderdrukking voorkom. 'n volk die slagoffer van aggressiewe oorlogvoering of geweld is en 'n volk demokratiese deelname geweier word, waar regte ontken word of hoë vlakke van diskriminasie. Ek noem ook dit is in teorie moontlik dat die staat wat die toegewing moet maak dienooreenkomstig tot die strek van nuwe grense kan instem. 'n Terloopse opmerking is dat die Suid-Afrikaanse staat besig is om toenemend homself in die ontkenning van regte en die deurvoer van diskriminasie teen Afrikaners skuldig te maak. Ons weet dat intern die beginsel van territoriale integriteit van Suid-Afrika deur die staat, maar ook vele ander rolspelers beklemtoon sal word indien dit blyk dat die soewereiniteit van Suid-Afrika in gedrang is. Kyk hier as voorbeeld na die onlangse mediaverklaringe van die EFF en MK raak in Oranje. Indien jy dit mooi lees, sal jy opmerk dat beide partye die soewereine status van Suid-Afrika beklemtoon. Oranje se aspirasies wat onlangs met die besoek aan die FSA baie sterk beklemtoon is, dit skep duidelike ongemak en waarop hul sterk terugvalposisie of hul verstek terugvalposisie onder andere by implikasie regsbeginsel van uti possidetis is. Van het voormelde regsbeginsel van uti possidetis het daar onder andere pragmatiese redes 'n onderskeid in hoofsaaklik twee vorme van selfbeskikking ontwikkel. Ten eerste is daar eksterne selfbeskikking. Dis die trek van nuwe grense en die vorming van 'n nuwe staat. Soos ek vermeld het, soos ek genoem het, gebeur dit hoogs uitsonderlik. Ten tweede is daar interne selfbeskikking. Dit is waar 'n groep of volk in 'n mindere of 'n meerdere mate 'n vorm van autonomie vanaf die territoriale staat ontvang. Dit neem vorme aan soos 'n kanton of akkoorde rakende 'n spesiale ekonomiese of kultuursones, afgewentelde magte op plaaslike vlak, die uitoefening van minderheidsregte of federalisme. Jy bly dus deel van die groter staat, maar ontvang die reg om oor vele aspekte wat jou eie gebied of mense raak self besluite te neem. Goed, ek moet net noem, daar is so kontroversieel soos die reg op selfbeskikking is, ook tereg 'n debat rakende die indeling tussen interne en eksterne selfbeskikking en moontlike ander forme daarvan, maar gegee ons realiteit word met hierdie indeling vir praktiese redes volstaan. En dis juist op hierdie punt waar ek graag die inhoud van artikel 235 van die Grondwet van Suid-Afrika bondig wil behandel. Die betrokke artikel lys as volg: Die Suid-Afrikaanse bevolking as geheel se reg op selfbeskikking soos in hierdie grondwet vergestel, belet nie binne die raamwerk van die reg
die erkenning van die konsep van die reg van enige gemeenskap wat 'n gemeenskaplike kultuur en taal erfenis deel, op selfbeskikking binne 'n territoriale entiteit in die republiek of op enige ander wyse soos deur nasionale wetgewing bepaal. Nou ongelukkig word hierdie artikel in 'n mate verkeerd gelees. Professor Koos Malan is 'n bekende en uitsonderlike konstitusionele jurist en hy is ons terloops baie goedgesind. Hy bied 'n akkurate interpretasie en waarvan ek verbatim enkele aspekte uitlig. Die artikel is 'n magtigende bepaling. Dis nie bemagtigend nie, waaruit geen regstreekse regte vir gemeenskappe met 'n gemeenskaplike kultuur en taalerfenis spruit nie. Dit kan dus nie regstreeks aangewend word om die soort selfbeskikkingsreg waarna daarin verwys word af te dwing nie. Dit magtig egter wel die aanneem van nasionale wetgewing waardeur in konkrete terme uitdrukking aan hierdie reg gegee kan word. Selfbeskikking kragtens die bepaling verkry dus eers praktiese betekenis waar die wetgewing wat daarin in die vooruitsig gestel word aangeneem is. Sodanige wetgewing is egter aan streng voorwaardes onderhewig. Enige wetgewing daar kragtens moet natuurlik aan artikel 235 voldoen en moet met die res van die grondwet harmonieer, anders is dit ongrondwetlik en gevolglik nietig. Wanneer artikel 235 in isolasie gelees word, blyk dit met die eerste blik belofte vir 'n aansienlike graad van selfbeskikking in te hou. Veral die spesifieke vermelding van selfbeskikking op territoriale grondslag skep daardie indruk. Grondwetlike bepalings, soos trouwens die bepalings van enige wet, moet egter in samehang met mekaar oorweeg word, ten einde die werklike betekenis en praktiese trefwyte daarvan te pyl. Wanneer dit by artikel 235 kom, moet die bepaling veral in samehang met die bepalings oor wetgewende magte oorweeg word. Hierdie bepalings bring spoedig aan die lig dat artikel 235 beduidend meer beperk is as wat die eerste lees daarvan suggereer. Artikel 235 is wel benutbaar vir twee dinge. Eerstens vir die afwentel van beperkte ondergeskikte wetgewende bevoegdhede onder toesig van die nasionale regering en tweedens vir beperkte selfbeskikking op plaaslike regeringsvlak. Dit natuurlik op voorwaarde dat wetgewing vir die doel aanvaar word en aanleenlik vir so lank as wat die nasionale regering nie sulke wetgewing herroep of wysig nie. Tot hier professor Malan se woorde. Daardie vereiste dat artikel 235 in samehang met die res van die grondwet gelees moet word, bring as voorbeeld artikel 1 van die grondwet na vore. Die Republiek van Suid-Afrika is een soewereine demokratiese staat gegrond op die volgende waardes en dan daar word 'n paar waardes genoem. Ons kan nie artikel 235 isoleer en byvoorbeeld maak of artikel 1 van dieselfde wet nie bestaan nie. 'n Strewe na selfbeskikking ingevolge artikel 235, maar waar ons byvoorbeeld die oppergesag van die reg ignoreer, is eenvoudig geen strewe na selfbeskikking nie. Indien artikel 235 korrek gelees word, moet ons feitelik daarvan kennis neem dat hierdie artikel nie aan ons eintlik magte gee nie, maar wel 'n geleentheid om daardie magte op te neem. En dit geskied egter ten eerste langs die weg van interne selfbeskikking. Is die deur tot eksterne selfbeskikking dan toe? Nee. Wat wel belangrik is dat die internasionale reg, ongeag artikel 235 of enige ander nasionale wetgewing, nog steeds bestaan en dienooreenkomstig van toepassing is. Sien hier byvoorbeeld artikel 233 van die grondwet. By die interpretasie van enige wetgewing moet die hof die internasionale reg in ag neem, of daardie weergawe wat die internasionale reg mee ooreenstem. Territoriale integriteit is egter 'n baie sterk gevestigde reg, en die reg op selfbeskikking moet nog eers sterk deur 'n volk gevestig word, voordat hierdie twee teenstrydige regte wat teen mekaar werk, teen mekaar opgeweeg kan word. Om by eksterne selfbeskikking uit te kom, gaan egter vereis dat ons feitelik korrek die vereistes van selfbeskikking nakom. Dit sluit in dat ons ten eerste ons remedies uitoefen, insluitend alle opregte pogings om die geleentheid tot interne selfbeskikking op te neem. Nou daarmee is Oranje reeds besig. Kyk, verstaan my reg, die gevolg van hierdie regsbeginsel van iuti possidetis gaan teen my wese in. Die gedagte van blote interne selfbeskikking is in my hart gewoon nie goed genoeg nie. Ek dink nie hier is enkele persoon wat wel hiervan sal hou of daarmee tevrede sal wees nie. Maar hier is die gegewe feit, of ons daarvan hou of nie,
'n volk spring nie van graad 0 na matriek nie. Daar bestaan nie onder vreedsame omstandighede die moontlikheid om eksterne selfbesikking af te dwing, waar sodanige volk nie eers die moeisame, maar tog reeds vreugdevolle pad van interne selfbesikking geloop het nie. Die strategie om stelselmatig meer en meer magte en regte binne die bestaande orde vir Oranje te skep of te onderhandel, is nie maar slegs omrede ons mense nog nie gereed is vir eksterne selfbesikking nie. Dit is eenvoudig omdat ons geen ander keuse het nie. Indien 'n inwoner opspring en uitroep dat hy 'n volksstaat en niks minder soek nie, dan verstaan ek daardie hartstogtelike republikeinse vryheidsstrewe. Ek dink ons almal wil eintlik graag uitloop. Maar ongelukkig verstaan so 'n persoon nie hoe die reg op selfbesikking werk nie. As ons werklik ernstig oor vryheid is, moet ons bereid wees om stap vir stap te bou na eksterne selfbesikking. Daardie pad beteken dat ons met dankbaarheid na elke sukses van interne selfbesikking moet kyk en dan daarop verder verbeter. Anders is ons nie besig met selfbesikking nie. Ons is dan besig met boeliebeef. In alle eerlikheid is graad 4 van selfbesikking binne Oranje in ieder geval ligjare beter as die chaotiese graad 0 in die res van Suid-Afrika. En soos die geval is met 'n kontroversiële reg, was daar reeds talle hofsaake raak in die reg op selfbesikking. Ek meld net hier enkeles wat die belangrikste is. Daar is die Wes-Sahara saak, die Oos-Timor saak, die Kosovo saak en dan daai saak rakende daai muur in Palestynë. En elkeen van hulle het belangrike regsbeginsels na vore gebring. Daai saak van Quebec het veral baie duidelike vereistes op selfbesikking uiteengesit en waarop akademici en ander howe deesdae baie sterk steun. Hierdie saak het byvoorbeeld uitgewys 'n eensydige verklaring van onafhanklikheid. So eensydig verklaar jouself onafhanklik of afskeiding. Dit word nie binne die internasionale reg erken nie. Katalonië is 'n baie goeie voorbeeld daarvan en dit beklemtoon dat afstigting kan wel onderhandel word as daar 'n duidelike meerderheidsstem oor 'n duidelike vraag is. Hier kan Skotland as 'n voorbeeld dien, so die demokratiese wil is belangrik. Vanuit voormelde inleiding en regsbasis het daar redelik duidelike regsvereistes vir die verkryging van selfbesikking gemanifesteer. Nou hierdie onderskeie regsvereistes is prakties van aard, dis nie bloot teoretiese gedagtes nie. Soos aan die begin vermeld, indien ons werklik eerlik met ons strewe na selfbesikking omgaan, behoort ons dienooreenkomstig op hierdie regsvereistes ernstig ag te slaan. Die regsvereistes wat vervolgens hierin vermeld word, is natuurlik 'n opsomming van 'n omvattende en 'n kontroversiële reg. Ek sal toegee, daar is by verskeie vereistes nuanceverskille in praktyk, soms meer wesenlik. Die bedoeling hierin is om die mees algemene en toepaslike geldende reg deur te gee. Die onderskeie regsvereistes vir die uitoefening van selfbeskikking kan opgedeel word in 'n kernvereiste, onderhewig aan voorwaardes vir die daarstel van interne selfbeskikking, en waarop jy dan uitbrei, bykomend, bysit, byvoeg, met verdere vereistes ten einde eksterne selfbeskikking daar te stel. Nou die kernvereiste sê, selfbeskikking kan deur 'n groep mense met 'n gedeelde kultuur en taal, wat 'n minderheid in 'n staat vorm, maar 'n meerderheid in genoegsame getalle in 'n bepaalde gebied uitmaak, opgeneem word, maar met die volgende voorwaardes. 1. Dis in samehang met ander regte en wetgewing, met die klem op nie diskriminasie nie. 2. Dis op 'n legitieme wyse. In Suid-Afrika sal dit erkenning deur die owerheid met verkieslik gepaardgaande wetgewing wees. 3. Dit word deurgevoer deur 'n politieke liggaam en instellings wat onderling erkenning en geloofwaardigheid geniet. En 4. Jy mag dit nie by wyse van oorlog of met geweld doen nie. Die kernvereiste in die internasionale reg, hierdie is nou internasionale reg, strook ook in 'n groot mate met die oogmerk van artikel 235 van Suid-Afrika se grondwet. Synde 'n groep wat dieselfde taal en kultuur deel, verteenwoordig deur hul politieke liggaam in samehang met ander wetgewing en regte op vreedsame wyse binne 'n bepaalde gebied, maar ondergeskik aan nasionale wetgewing hul reg op selfbeskikking kan opneem. Nou kom ons breek dit af en ons maak dit op Oranje van toepassing. Ten aansien van die kernvereistes vir selfbeskikking kan ons opdeel in daardie aspekte wat ons moet doen of bereik en daardie aspekte wat ons nie moet doen nie. Wat moet ons doen? Ons moet Afrikaners op die grondslag van 'n gedeelde kultuur en taal in Oranje vestig. Hierdie vereiste wys op die eie unieke identiteit van 'n groep of volk, soos ons dit noem, wat selfbeskikking wil opneem.
Die bewoording kom egter spesifiek in die internasionale reg as ook in artikel 235 van Suid-Afrika se grondwet voor. Dit is die groep wat dieselfde taal en kultuur deel. Taal spreek van self, maar egter spesifiek nie ras nie, kultuur. Kultuur verwys in die sekulêre regsomgewing na sodanige gebruike en gewoontes wat 'n volk onderling deel en uniek uitmaak. Gedrag en gebruike is kultuur, nie voorkoms nie. Ons moet Afrikaners in groter getalle in Orania, bepaalde gebied, maar ook later die groter streek vestig. Demografie en getalle. Dit is die beste manier om hierdie vereiste te beskryf. Ten eerste moet die volk wat selfbeskikking opeis, demografies die meerderheid in 'n bepaalde gebied vorm. Nie 'n verspreide gebied van klein dorpies met ander volke tussenin nie. Dieselfde gebied. Die beleid van die gebruik van eie arbeid in Orania is derhalwe hier deurslaggewend. Ten tweede en meer nog, moet die volk wat selfbeskikking opeis voldoende getalle uitmaak. Vir eksterne selfbeskikking is hierdie vereiste van selfs nog groter belang. 'n Klein groepie Afrikaners in Orania sal realisties met hoogs beperkte regte en magte tevrede moet wees. 'n Groter getal mense beteken egter dat 'n streek gedomeineer word en volhoubaar ons op meer regte en magte kan aanspraak maak. Ons moet onderling ons eie instellings en politieke liggaam vestig, uitbou en die nodige erkenning en geloofwaardigheid laat geniet. Die organisatoriese uitbou van 'n gemeenskap is belangrik. Waar daar onderling nie erkenning en geloofwaardigheid aan die politieke liggaam en instellings kleef nie, is daar nie doelmatig die vermoë om selfbeskikking binne groepsverband uit te bou nie. Selfbeskikking kom die groep of die volk toe, nie die individu nie. Op 'n legitieme wyse erkenning kry, verkieslik met gepaardgaande wetgewing of ander regsinstrumente. Ons kan in groot getalle 'n gemeenskap op 'n kulturele grondslag met gesonde en gerespekteerde instellings vestig, maar ons moet dan steeds die nodige erkenning kry. Dit geskied by die Suid-Afrikaanse staat. Ons het reeds hierin gevorder, het sy bewyse van formele of informele erkenning. Buitelandse erkenning sal vir ons op hierdie stadium ten beste van nut wees as onderhandelingshulpmiddel of verwante ondersteuning, maar sal daar nie nou erkenning vir eksterne selfbeskikking kan wees nie, omrede ons eenvoudig nie aan die vereistes daarvan voldoen nie. Die aanspraak op selfbeskikking moet in samehang met ander regte en wetgewing wees. In hierdie konteks is dit veral met die fokus op die restant van Suid-Afrika se grondwet, maar speel die internasionale reg ook 'n rol. En ons moet selfbeskikking opneem. Ons ontvang dit nie, maar dit wat ons reeds het, is omrede ons dit opgeneem het. Dit vereis dat ons aktief en deurlopend moet besig wees om stelselmatig ons voetspoor te vergroot, ons getalle te vermeerder, ons instellings uit te bou en onsself by die vereistes van selfbeskikking te hou. Ons moet ook sekere goed nie doen nie. Ons moenie onrealisties wees en maak of selfbeskikking in isolasie van ander regte en wetgewing of die internasionale reg geskied nie. Dit werk nie so nie. Die vestiging van selfbeskikking kan nie en gaan nie geskied waar ons doelbewus onsself aan menseregte vergrype skuldig maak nie. Die mees sensitiewe vorm van diskriminasie in die Suid-Afrikaanse konteks is waarskynlik ras, maar verbied die internasionale reg ook aanspraak op selfbeskikking op grond van ras. So as jy sê, hierdie ras wil selfbeskikking kry, dis nie die SA-regering alleen wat dit verbied nie, die wêreld verbied dit. En ek's net eerlik hier. Rasisme is binne 'n opregte poging om selfbeskikking te kry 'n vloekwoord. Enige poging op aanspraak op selfbeskikking op spesifiek 'n bepaalde ras te maak, is eenvoudig nie binne die reg, die internasionale reg ontvanklik nie. Die instel van beleid van rassediskriminasie of selfs 'n praktyk waarop ras gefokus word, diskwalifiseer 'n groep se aanspraak op selfbeskikking. In Orania word dit deurgaans baie spesifiek in elke nuwe intrekker gekommunikeer. Orania is nie 'n dorp vir wit mense nie. Dit is 'n dorp vir Afrikaners. Gebou nie op ras nie, maar op taal en kultuur. Ons voeg in Orania ook ons geloofgrondslag by. Hierdie grondslag is baie spesifiek, omdat ons selfbeskikking nastreef. Indien enigiemand egter wil aanvoer dat Orania rassebeleid of standpunt of praktyk in werking wil stel, is daardie persoon eenvoudig besig om te stel dat hy of sy nie in selfbeskikking glo nie. Dit gaan ook teen daardie persoon se onderneming met verblyfreg dat Orania se strewe na selfbeskikking ondersteun sal word. Weereens, hierdie is die geldende reg of ons daarvan hou of nie.
Nou regte behoort ons die ideaal van selfbeskikking so suiwer en kosbaar te koester, dat ons mekaar dadelik moet aanspreek indien ons onsself van rasbeheeptheid skuldig maak. Met hierdie vereiste moet ons dan ook ander basiese regte toepas. So dis vir my 'n denkskool in praktyk om te diskrimineer teen, maar fokus eerder om te bou vir. Om wel op kultuur en taal en geloof te fokus is egter ontvanklik binne die reg. Dis toelaatbaar binne die reg, veral die internasionale reg. Laat dit ons fokus wees. Ons moet ook nie onrealisties wees met die alles of niks ingesteldheid en op hierdie stadium eise instel en deurvoer vir 'n graad van selfbeskikking waaraan ons regtens nog nie voldoen nie. Die voorwaarde wat sommige stel dat selfbeskikking slegs oor die hele Suid-Afrika of die hele Noord-Kaap moet strek, anders wil hulle eerder niks hê nie, dit is onrealisties. En jy kry sulke mense. En dis nie hoe selfbeskikking werk nie. Die verdrywing van mense, van ander mense uit 'n gebied wat nie deel van byvoorbeeld ons of die groep uitmaak wat op selfbeskikking aanspraak maak nie, is gewoon onwettig en dis onbestaanbaar. Die insluiting van sodanige mense bring ons terug by die noodwendige mislukking wat volksvreemde arbeid inhou. Die beter benadering is om 'n realistiese omskrywing van ons grondgebied te formuleer en wat aan ons veral in die toekoms die nodige beweegruimte bied. Nou, ek het hier 'n konsepomskrywing waarmee ek besig is. Ek voel nie ek sal klaar met hom nie, maar wat op hierdie stadium soos volg daarvan uitsien. Ons volksstaat is in oppervlakte so groot as die gebied wat Afrikaners volhoubaar en wettig, demografies en ekonomies kan beheer en verdedig. Enigiets meer as dit beteken weer noodwendige verlies. Ons moet ook nie onrealisties wees en wil oorlog voer nie. Selfs al dink ons dat ons met 'n 9 mm 'n toekoms teen pantser kan oopskiet, help dit eenvoudig niks. Ons aanspraak op 'n erkende, wettige en legitieme vorm van selfbeskikking is daarmee heen. Geheel en al deur onsself vernietig. Mag ons egter onsself verdedig? Ja, maar ons moet asseblief net nooit in daardie omstandighede opeindig nie. So om saam te vat, moet ons hier in Orania Afrikaners op 'n kultuurgrondslag vestig, groter getalle in 'n bepaalde gebied, instellings uitbou en versterk, op 'n legitieme wyse aanpoog om nog meer erkenning te ontvang, die geldende reg respekteer en nie onsself van menseregte vergrype skuldig maak nie, nie onsself van geweld skuldig maak nie, en ons moet die reg van selfbeskikking opneem. Ons mou oprol. Die enkel grootste uitdaging waarmee ons te maak het, is ons beperkte getalle. Ons noem dit maar die olifant in die kamer. Dis die een aspek wat ons tans die meeste terughou. Onthou ook daardie regsvereiste. Dit is genoegsame getalle in 'n bepaalde gebied. Dis gekonsentreerd en nie versprei nie. Dis soos vermeld en met eerlike waarneming van die realiteit, glo Afrikaners nie werklik aan selfbeskikking nie. 'n Groot deel van ons mense ongelukkig. Die idee is tans te revolusionêr, dis te groot om in te dink. 'n Goeie en 'n effektiewe kommunikasiestrategie is dus nodig om hul by die idee van 'n groter wordende Orania te laat inkoop. Onthou, ons moet vryheid sodanig verpak dat dit verteerbaar vir ons volk is. Vandaar, en soos ek dit beskou, die idee om 'n stad te bou. Dit is ontvanklik op die oor, maar meer nog, dit gee effek aan die kernvoorwaarde vir beide interne en eksterne selfbeskikking en wat ek hierna verder uitlig. Ons kan gerus kyk na die regsvereistes vir eksterne selfbeskikking. Dis nou onthou onafhanklikheid, republiekvorming of staatsvorming eintlik. En dis in aansluiting tot die kernvereiste, maar is onbestaanbaar sonder die kernvereiste. Goed, in uitbreiding op die kernvereiste en vir die vereistes om eksterne selfbeskikking te vestig, gaan die volgende ook moet teenwoordig wees. Die uitsondering op die erkenning van territoriale integriteit, daardie Juti Possidetis regsbeginsel, so slagoffer van aggressiewe oorlog teen 'n betrokke volk, onderdrukking, menseregte vergrype teen die betrokke volk, demokratiese deelname geweier, ontkenning van regte, diskriminasie teen die betrokke volk. Ten tweedens, 'n vreedsame wyse, nie bewyse van oorlogvoering of geweld nie. Ten derde, demokratiese wil van die meerderheid binne 'n bepaalde grondgebied om selfbeskikking te kry, nogal 'n belangrike reël hierdie. Interne remedies is uitgeoefen. Kyk, internasionale erkenning volg gewoonlik eers waar aangetoon kan word dat 'n volk reeds alle interne remedies uitgeoefen het. Jy moet voldoen aan die kriteria van 'n staat. Daar's 'n hele klomp, maar dit kom neer op onder andere voldoende permanente burgers om 'n lewensvatbare staat daar te stel, 'n gedefinieerde grondgebied, effektiewe regering met interne en eksterne erkenning, die verhouding om met ander state, of die vermoë om met ander state verhouding aan te gaan en dis meer.
en dan internasionale erkenning. Maar die voorwaarde dat ons aan internasionale reg moet kan voldoen. En die klem daar is weer die erkenning van menseregte. Die internasionale rolspelers, die statery, gee nie erkenning aan nuwe state wat van meet af rampokkerstate is nie. Nou sover dit eksterne selfbeskikking aangaan, volg ons in Orania 'n vreedsame roete en het ons moontlik die demokratiese wil van die meeste inwoners om onafhanklik te wees. Maar ons het nog nie aan al ons interne remedies voldoen en dit uitgeoefen nie. Ons voldoen nie aan die kriteria van 'n staat nie, veral ons getalle. Die omstandighede van uitsondering op die UT-Posiditis reël bestaan nog nie, ten volle nie, en kan ons eenvoudig nog nie internasionale erkenning vir eksterne selfbeskikking ontvang nie. Nou soos vermeld, volg die vereistes vir die daarstel van eksterne selfbeskikking op die kernvereiste, maar sal eksterne selfbeskikking nie moontlik wees waar die kernvereiste afwesig is nie. Ons moet derhalwe vir hierdie oomblik hoofsaaklik op die kernvereiste fokus. As ons dit nie eers kan regkry nie, help dit nie ons praat van 'n volksstaat nie. Dan probeer ons om van graad 4 na matriek te spring, en dis nie moontlik nie. Nou wat doen 'n staat om hierdie proses van 'n volk wat wil vry wees teen te werk, om selfbeskikking teen te werk? En is interessant, daar's 'n verskeidenheid van akademiese artikels oor die metodes wat state inspann om 'n aanspraak op selfbeskikking teen te werk. Dit is vir my baie interessant, want 'n mens wonder mos maar waarmee die karnalies besig is. Nou die pogings hang af van welke vlak jou proses van selfbeskikking is. En dis nou eintlik 'n poging tot eksterne selfbeskikking. Die eerste vlak word beskryf as die vorming van groepsidentiteit. Die tweede vlak is mobilisasie van die groep. Die derde vlak is aksie of mobilisasie teen die staat en die vierde vlak is internasionale erkenning. Nou, hierdie vlakke van selfbeskikking terloops ook belangrik in jou eie optrede, aangesien jy sekere goed eenvoudig nie kan doen as jy nog nie op daardie vlak is nie. Ons is op die oomblik hoofsaaklik besig met mobilisasie van Afrikaners vir selfbeskikking. En dis 'n proses wat baie lank kan duur. Vir 'n volk om selfbeskikking te verkry, moet daardie volk op elke vlak of stap suksesvol wees. Maar 'n staat hoef maar net met een stap daarin suksesvol wees om die proses te ontspoor. Op die eerste en tweede vlak is daar wêreldwyd duisende groepe wêreldwyd wat aanspraak maak op selfbeskikking. Maar op daai hoogste vlak, die vierde vlak wat gaan oor internasionale erkenning, bly daar net 'n handjievol oor. En is om met state hoofsaaklik metodes aanwend om hierdie proses te keer. Goed, so maar waarop mik 'n staat dan tipies al teenstand by hierdie stappe? Op die regsvereistes, by die kernvereiste en ook daai latere bykomende vereistes soos bespreek. Die metodes wat die staat teen ons kan aanwend waar ons poog om Afrikaners vir selfbeskikking te mobiliseer op vlak 2, sluit ook metodes in wat hulle op vlak 1 kan gebruik, daar waar jy identiteit vorm, maar is minder effektief. Ek dink ons is verby daai punt. Daar's 'n magdom metodes wat hulle kan aanwend. Die tyd laat ons nie toe om daarop in besonderhede in te gaan nie, maar ons moet wakker wees. Ons is eintlik besig om te bou na selfbeskikking en ons moet hiervan bewus wees. So kom ons maak dit prakties op die regsvereistes soos reeds uiteengesit van toepassing. Die volgende is wat die Suid-Afrikaanse staat het sy met eksterne of interne pogings kan poog om te doen. Verhoed dat Afrikaners se reg op 'n kultuur- en taalgrondslag gevestig word. Byvoorbeeld, maak hulle dit oor ras gaan. Dis presies wat die EF en die MK en die ANC juis nou by ons van beskuldig. Ons moet net nie in daardie slaggat wat hulle vir ons stel trap nie. Verhoed dat Afrikaners 'n groter getalle in een gebied vestig. Verhoed dat Orania se instellings uitgebou en versterk word. Byvoorbeeld, breek ons instellings se geloofwaardigheid ook van binne af. Verhoed dat Orania op legitieme wyse meer erkenning ontvang. Bevorder omstandighede waar Orania en of sy inwoners die geldende reg nie respekteer nie. Spoor Orania en of sy inwoners tot geweld aan. Byvoorbeeld, bevorder of lok ekstremisme uit. En ontneem Afrikaners van die motivering om hul reg op selfbeskikking op te neem. En ek moet net sê, sover die reg van selfbeskikking aangaan, moet ons dit nie in die isolasie beskou nie. Prakties kan ons nie net die kernvereiste nakom en dink dit alleen is van belang nie. Ons proses om te bou na meer en meer selfbeskikking vereis dat ons ook rekening moet hou met die geldende reg van Suid-Afrika en die ekonomiese en politieke realiteite waarbinne ons funksioneer. Goeie en gesonde besluite sal ook aan hierdie aspekte deurlopend aandag gee. Selfbeskikking kan ten laaste nie van ons geloof geskei word nie.
Dit moet 'n geloofsaak wees. Nie omrede ons vryheid van iets soek nie, maar juis vryheid om vryheid vryheid tot iets, om as verloste volksgemeenskap die besluite tot vrye aanbidding te maak en plekmatig uit te voer. Wat ek hier vanaand voorgehou het, is 'n baie kort en vereenvoudigde uiteensetting van die reg op selfbeskikking. Dis egter reeds oorweldigend en dit kan 'n mens moedeloos laat, indien jy waarneem wat ons werklik te doen staan. As ons in hierdie stryd met dieselfde vaste geloof aanpak, soos ons voorouers in veel erger en meer uitdagende tye gedoen het, kan daardie moedeloosheid met genade en vasberadenheid omgeskakel word. Ek het so 'n kort rukkie gelede, ek 'n draai deur die Oos-Kaap gery, 'n groot draai gery, maar ek het by elke dorp waar ek was, ek aangedoen, ek het tyd spandeer. En dit is skokkend, dit is verbuisterend, hoe die een dorp na die ander eenvoudig in duie stort. Hoe ons mense daar hoop verloor het. Dit hoofsaaklik omrede daardie dorpe swak bestuur word. En dan as jy met die mense gesels, is dit hierdie hartseer weeklaag oor hul omstandighede en kyk al met verwondering na jou oor die voorreg en die geleentheid wat jy het om in Oranje te woon. Hulle kan nie hulle eiendom teen behoorlike pryse verkoop nie en hulle ontvang weinig behoorlike dienste terwyl misdaad oorneem. En dan dink ek telkens terug aan Oranje en ek wonder of ons werklik besef hoe dankbaar ons moet wees. Hoe baie genade ons ten spyte van swaar tye beleef. Ek wonder hoekom ons soms so met die witbrood onder die arm kla. Ons moet ten laaste oor een ding baie eerlik wees. Ons moet met dankbaarheid die genade raak sien. Die genade om selfbeskikking te mag nastreef. As ons God se hand in Oranje sien en beleef, kan ons met vasberade geloof ook ons strewe na selfbeskikking uitloof. En sy genade is enigiets moontlik. Ek sluit hiermee af. Ek noem dit ons praktiese aksieplan volgens die reg op selfbeskikking. Nou, vir my persoonlik sal 'n goeie aksieplan onder andere insluit 'n effektiewe kommunikasiestrategie om hierdie grootse idee op 'n verteerbare wyse vir ons mense te verpak en oor te dra. Maar dit is buite die bestek waarmee ons nou besig is, naamlik die regsvereistes vir selfbeskikking. Nou op hierdie basiese regsvereistes kan ons dan ons strategie verder uitbou en deurvoer. Maar kom ons wees dankbaar, realisties en gemotiveerd om hierdie praktiese regsvereistes in ons handel en wandel uit te leef, sodat ons die ideaal 'n werklikheid kan maak. Dankie.